gaan nie huis toe gaan totdat ek my hart vir die Here gegee het nie, want as ek uit hierdie plek uitstap, gaan ek doodgaan. Ek gaan toe Sondag gaan ek toe kerk toe, die vorige aand sê ek die hele pakkie sigarette opgerook saam met my ma. Ek was gestres, ek weet nie wat binne in my aangegaan het nie, maar ek was verskriklik gestres. En ek kyk toe vir my ma en ek sê, ek is heeltemal fyn. En ek het ook niks demoniese aktiwiteite wat in my aangaan nie, ek is heeltemal fyn. En ek besluit om nog steeds kerk toe gaan, ek was baie nervus. En ons kom toe Sondag en ek ontmoet almal en ek ontmoet toe vir Sherry Ann vir die eerste keer en immediately het ons net geklik, ons het begin praat en sy het begin praat met my, vir my vra en my goal daai Sondag was is ek gaan nie huis toe gaan totdat ek my hart vir die Here gegee het nie, want as ek uit hierdie plek uitstap, gaan ek doodgaan. I knew that. So I knew that daar was 'n urgency, ek moet by die Here uitkom, want hy kan my red, hy kan vir my nuwe lewe gee, hy kan my skoon was, hy kan alles wegvat, ek het net dit geweet in my hart. En so toe, praat ek met Sherry Ann en ek het haar net gevolg oralste, so die kerkie is by 'n huis, is nie by 'n groot kerk nie, maar ek volg haar oralste, en ek praat met haar, eventually praat ons so lank, sy nooi my maar na haar huis toe, so ek is toe na die kerk, dit is nou al middag, almal is al weg, maar ek is daar by hulle huis, en ons praat nog steeds klomp goeders, en ek het so gewoonte altyd gehad, dat ek net klomp snert praat, en om net soos 'n skok te bring, nee? So jy vertel al hierdie wille goeders wat jy nou al gedoen het en wat met jou gebeur het, net om hierdie groot skok te bring, dat die mense half soos geskok en wees, sy is so 'n rebelse persoon, of wat ook al, nee? En Sherry Ann het net verby al dit gekyk, and she saw a broken person, iemand wat nie die Here het nie, maar wat hom kort, en wat stikkend is, en so, daai aand sê sy het nog vir my gesê, haar goal is nie, nou om enigiets intens te doen nie, sy kan net vir my bid en alles, ek sê nee, ek my hart vir die Here gee. So daai aand toe gee ek my hart vir die Here. En ons het gebid en ek het klomp deliverance gehad daai aand, het klomp goeders uit my uitgekom. Want toe ek in die wêreld geleef het ek die deur oopgemaak vir so baie demoniese aktiwiteite. Ek het absoluut alles aangejaag. So daar was klomp goeders. Al daai stemme, dit is demone. En so sy bid toe vir my. Toe ek al uitstap daai aand, het ek van daai aand af wat ek daai uitgestap het, so ek kan nie onthou, ek dink dit is die 7de April 2024 gewees daar rond. En van daai aand af het ek daar uitgestap, die stemme was weg. Ek het nog nooit weer stemme in my kop gehoor nie. Ek het nog nie weer 'n sigaret opgetel nie, ook nie lus vir 'n sigaret gewees nie, en ek was 'n chain smoker gewees. En ek het nog nie weer drank gedrink of enigiets soos dit nie, en die vloek was so kontent weg, want Jesus het gekom, en met sy bloed het hy my skoon gewas, al daai sonde het hy weggevat, dit het asof dit nooit gebeur het nie, ek kon bely, want ek het besef die sonde wat ek gedoen het, was nie teenoor myself en teenoor die wêreld nie, it was a sin against God, and that broke me that night, when I realized that I had sinned against the greatest God. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al
vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. God of all gods, the King of kings. When I realized that, breek het my hart gebreek. En toe uit dit uit kon ek repent because it was a true repentance. I had true remorse for my sins. En as gevolg van daai true repentance kon Jesus kom en hy kon my skoon was en hy kon vir my 'n nuwe lewe gee, which was amazing, want ek het daar uitgestap, ek het soos 'n babietjie geslaap vir die eerste keer in jare. Ek het nie meer hierdie stemme in my kop wat aangaan nie, en die beste ding van alles was, ek het vrede gehad. A peace that abounds all understanding. I had that. And that's what I was looking for. Dit is wat ek gekyk het vir by die New Age religions. Dit is wat ek gekyk het voor in my pille wat ek gedrink het, in psychiatry en al daai goeders wat dit is wat ek vir gesoek het. I seeked peace. And in that one moment, in one single moment, I didn't have to do anything. But Jesus gave me that peace, want hy het vir ons gesê, hy sê in die Bybel, he lives with us, his peace. And that's what he left with me. That's what I have now, is a peace. En so, uit dit uit, het ek babietjie geslaap, en ek het nooit weer teruggedraai nie. En 'n paar maande later het ek vir Sherry Ann gesê, want nou stap sy 'n pad, nee, sy stap 'n pad met my, sy disciple my, sy help my om weer terug te kom in die woord, want die belangrikste ding is, om nie net te sê, okay, nou het Jesus my gered, nou kan ek net terugsit en wag vir hom om iets te doen. Nee, ons moet nou 'n verhouding begin met Jesus. So, uit dit uit moet ek leer, ek moet my Bybel lees, ek moet leer, ek moet by samekomste by wees, ek moet kerk toe gaan, ek moet fellowship hê met mense wat ook Jesus dien, soos wat ek nou doen, ek moet bid, ek moet die Here prys, en ek moet offer. Dit was vir my 'n verskriklike moeilike ding gewees, is om myself, my eie wil neer te lê en die wil van Jesus op te tel en te sê, okay Megan, jy wil nou 'n horror movie kyk, maar jy weet dat dit is nie wat Jesus wil hê nie. Hy wil graag hê dat jy moet jou Bybel bietjie lees bietjie psalms. Ek love psalms want jy voel jy kan dit sing, jy voel jy kan dit lees, jy voel jy kan dit skree, jy voel jy kan dans met die woorde, so ek hou van psalms. Ek voel jy kan dit in elke oomblik gebruik. En so, ek het baie psalms begin lees, en toe het ek nou by 'n plek gekom wat ek nou moes begin ernstiglik die woord lees, en nie om net lees elke dag nie, maar jy moet dit verstaan, want die woord is lewendig. So, sy het my nou begin leer, so nou dan lees ek die Bybel en dan praat ons daaroor, en dit was vir my baie interessant om dit ook te sien, en ek dink alle Christene kan getuig na dit toe. Voor jy gered is, lees jy hierdie Bybel en ons hierdie groot woorde, en jy verstaan nie wat aangaan nie, maar sodra jy jou hart vir die Here gee, as dit asof hierdie Bybel oopgaan. En jy imagine alles, because the Bible is also a story of history, right? So, alles het gebeur, which is so cool. Ek love it. Ek love die feit dat Jesus, he was here. Dit is nie net 'n comic story nie, want in baie skole en in baie kerke en in baie yay! He's a mad love. So, die krag het getrip, of nie getrip nie, die krag is af. So, dit is hoekom ons nou buite sit. Ek wys julle hoe ek eendag gaan sit as ek 'n sendeling word. Hoe ek eendag so gaan sit. So, in elk geval. So, ons is nou besig om te praat oor hoe, as 'n Christen, kan alle mense getuig, dat sodra jy die woord oopmaak, daar's 'n groot verskil, nê. As jy in die wêreld nog lewe, is hierdie boek vir jou boring, en dit maak nie sin nie, en daar's regtig die woorde wat in daai boek aangaan, soos King Nebuchadnezzar.
daai woord het nooit vir my sin gemaak nie. Al was dit 'n naam, dit was nog steeds baie confusing. But there's a story to him, right? En so dit is toe ek my hart vir die Here gegee het ek hierdie boek oopgemaak en jy maak hom enige plek oop, nê? En daar's lig, nê? Daar's 'n storie, dis soos om 'n movie te kyk partykeer want my imagination kan nogals heel gaan met my. So dit is baie lekker geweest. En my favorite, kom ons sê skrywer, nê, author in die boek is Paul. Ek love Paul. Ek love hoe hy geskryf het, sy passie, want hy was so ernstig om mense by die Here uit te kry en almal te vertel, letterlik almal wat hy oor sy pad vind om te vertel van Jesus en om kerke te stig en communities te stig. So hy's vir my baie goed. Hy is so passievol en tog sien 'n mens sy menslikheid in hoe hy skryf, nê, as hy soos kwaad geraak is vir die Korinte. Maar in elk geval, so ek moes geleer het hoe om Bybel te lees en hoe om te bid. Want jy kan nie net altyd bid en vra nie. Partykeer moet jy stil bly en jy moet bietjie luister, wat is dit wat die Here van jou af verwag as 'n Christen. En as a newborn baby, as a newborn Christian baby, partykeer voel jy al wat jy moet vra is vir goed, nê? Maar ek moes geleer het om stil te bly en regtig te bid en sê, Here, wat is dit wat U verwag van my af? Wat is U se planne vir my lewe? En so toe ek so begin bid en dit was baie nie soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. My lewe het uitgedraai soos wat ek nie gedink het dit gaan wees nie. Die beste lewe ooit, ek love it, want hier's ek by School of Fire. So ek het nie gedink ek gaan ooit iewers te wees as School of Fire nie, maar die Here het 'n perfekte plan vir al ons lewens. En as ons in obedience and submission walk met hom, if we walk in that, then his plan is going to be perfect and it's going to make sense and you're going to want to do it because it's going to work out. Hy gaan provide. En so dit is nou hoe ek moes nou leer om Bybel te lees en alles. Ek moet myself net ook herinner want as ek begin praat kan ek redelik in 'n ander pad ingaan. Maar so ek moes nou al hierdie goeders geleer het en ek het nou regtig toe gevoel ek's 23. Ek wil graag 'n werk hê en ek wil graag my eie huisie hê en ek wil graag my eie lewe begin lewe want voor dit al wat ek gedoen het was niks nie. Ek het regtig niks gedoen nie. So ek het niks bygedra vir my familie nie, vir my maale nie en ek het niks bygedra vir my eie lewe nie want ek het nie 'n toekoms begin bou nie. En uit hierdie het ek begin vir Jesus vra, sal hy vir my wys, sal hy vir my will you provide for me? You know, will you help me find a job? Because I want something that's going to please you. I don't just want to do anything. En so het ek 'n klomp klein jobbietjies gedoen en toe het ek laas jaar 'n huis gaan babysit, né? Dis house sit, nie babysit nie, want die huis is nie 'n baba nie, so ek het gaan house sit. En uit dit het ek 'n baie cool tannie ontmoet, sy is baie oulik geweest. Maar ek gaan nou aangaan op 'n ander storie, so ek kan nie nou daar aangaan nie, maar hallo tannie, as jy my sien. En so dis daai storie. En toe ek klaar daar was, toe ek regtig gevra, Here, asseblief, ek geniet so om alleen te bly. Dit was vir my so lekker om my eie plekkie te hê, my eie rotine te hê. Stilte tyd met God is vir my so lekker geweest, want daar's nie 'n babietjie wat rondhardloop en skree en elke 2 sekondes sê Megan. So dis nou my boetie. En so dit was alles. Ek moes toe my eie plekkie kry. Ek moes toe uittrek in my mamma se huis uit, maar ek het nie geweet hoe nie. En toe so 'n maand later The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop.
op The Miracle Place se Facebook, en as iemand siek is, kom daai 2 dae, en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Randomly kry my ma het by 'n fysioterapeut gegaan om haar liggaam bietjie te gaan fisio, en toe het sy daar 'n vrou ontmoet, en toe het ek so it perfectly, dit het niks gehad te doen met my skills, my great CV, dit het niks te doen gehad, en dit was regtig werk van God af, so ek kon baie dankbaar gewees daarvoor. Toe het ek 'n werk gekry as ek het 'n gasteplaas, soos 'n guest farm, 'n manager geword van dit, en dit was toe baie lekker, en verskriklik moeilik, maar verskriklik lekker gewees, want ek het so baie geleer, en dit was nou 'n sekulêre werk, en ek het geweet dit is nie wat ek altyd wil doen nie, want ek het geweet toe ek weer terugkom by die Here, my goal is to be a missionary. I want to go out there and be like Jim and Elizabeth Elliot, and I want to go where people don't want to go, where people are scared to go, because those people also need Jesus. There are so many people who need Jesus, and I want to go and I want to help them. I want to help them, you know. Dis wat ek net geweet het altyd ek wou doen. En so, ek het geweet hierdie sekulêre werk is nie perfek nou vir my nie, maar dit was perfect in the timing, want uit dit uit nê, het my werk my genoeg betaal om my eie lewe te lewe, en 'n huisie te kry vir myself, en ek het 'n karretjie gehad, en my werk het vir my petrol betaal, so alles het net perfek uitgewerk, and it's really truly, it is only God, because it wasn't because of my great skills. Ek was nog nooit 'n manager gewees van 'n gasteplaas nie, so, en ek is 23, so ek is jonk, so ek het nie regtig enige great skills gehad nie. It was just to go and show that the Lord is our provider, and that if we need anything, He will provide. Partykeer soek ons goeders, ons wil goeders hê, maar partykeer is dit nie in God se wil nie, so hy gaan nie vir ons gee nie, maar as ons ietsie regtig werklik nodig het, gaan hy dit vir ons gee. Hy gaan nie terugstaan en sê, wel, dit is nou jou eie plan van aksie, jy moet maar 'n plannetjie uitwerk nie. If we walk in obedience with God, He will always be a provider. So dit was nou regtig 'n awesome testimony om te sien regtig hoe werklik goed God is vir my. En hy het my regtig uitgestuur met 'n full package, want hy het vir my alles gegee wat ek nodig gehad het, en ook alles gegee wat ek vir gevra het. En so toe het ek in my eie huisie begin bly, en begin leer om kos te maak, want ek het gedog ek kan great kos maak, maar ek kan actually nie, want ek ken nie spices nie, maar my ma en almal het my regtig gehelp daarmee. En toe moes ek nou uit hierdie werk uit, het ek 'n jaar kontrak geteken, en so ek het nou gesê ek gaan nou vir 'n jaar werk, en na dit gaan ek nou ek wou graag na Carol Ward, na Uganda toe gegaan het, waar Carol Ward nou is, want sy is amazing met wat sy doen, en ek het haar testimony regtig geniet. En toe, dit was nou my idee, reg, werk nou 'n jaar daarso by daai pos, en dan gaan ek 'n missionary nou word, want ek het gedink dit is baie cool. En dit het toe nie heel so uitgewerk nie, want toe moes ek begin tiendes gee. En toe ek nou die woord tiendes hoor, en ek voel ek moet nou vir my ma vra, my geestelike mamma vra, wat is tiendes? Hoeveel moet ek gee, en moet ek regtig gee? Is dit regtig nodig om tiendes te gee? Want ek het gevoel, dit is baie geld, en ek wil nie noodwendiglik net dit gee vir enigiemand nie, né? En toe kom ons tot die conclusion en die conviction that yes, it is necessary to tithe, but it is also necessary to look at where you tithe. So toe ek nou gaan, en ek het gaan kyk, en toe stuur my Sherry Ann vir my 'n video van hom rooi is. En toe ek daai video vir die eerste keer kyk, het ek hom nie gelike nie. Ek het gedog hy is way too loud and out there vir my. Dit was bietjie intens. En so toe ek nou gesê, nee, ek gaan nie tithe, ek gaan tithe na Carol Ward toe. So toe ek nou weer die great idee in my kop gehad vir die eerste 5 maande, het ek gesê ek gaan tithe, nee, maar ek gaan nie tithe na iemand toe nie. Ek gaan elke keer my tiendes in my savings account, maar net in 'n ander account insit. Onwyse keuse, want daai geld was accessible, en ek het toe daai geld gebruik. So ek het toe gesê,
ag, ek gaan dit volgende maand terugbetaal. So kom ek gebruik net R500 van dit of ag ek kort nou hierdie ek kort dit nie regtig nie because God is our provider and if we need anything he will provide. So ek het nie goed regtig nodig gehad nie. Ek het regtig geld net gewaste. En so toe ek al daai tiendes wat ek opgespaar het, het ek toe alles opgebruik vir myself, vir goeders wat regtig onnodig was. En toe die eendag het ek regtig gesukkel met dit and I was really convicted with that fact. Die feit dat ek my geld was in die eerste plek nie myne nie. En God het verwag dat ek gehoorsaam was met my tiendes en dit gegee het vir 'n plek wat dit nodig gehad het. En ek was ongehoorsaam geweest. Ek het daai geld gevat van hom af want ek het dit vir hom gegee, toe vat ek dit nog terug, so dit was nog erger vir my. So ek moes regtig bely van daai af want vir my was dit 'n sonde. So toe ek bely het van dit af, toe was ek vry van dit. En toe gaan ek op YouTube en my search history is soos af, nee, so ek kan nie net scroll op my YouTube nie. Maar toe pop daar 'n video van hom rooi is op School of Fire. So toe dink ek, okay, cool, kom ek kyk dit maar weer, net vir interessantheid. En toe, it was like the Holy Spirit just convicted my heart and I knew immediately ek wil graag my tithes gee elke maand by School of Fire. So toe ek dit begin doen. En toe ek eendag 'n getuienis gekyk. En daai getuienis het my so diep geraak want ek het besef dat jy hoef nie altyd na die Amazon toe te gaan om 'n missionary te word nie. Jy hoef nie altyd iewers te crazy soos Uganda of waar's ander plekke? Ander plekke toe China, al daai plekke, jy hoef nie soontoe eers te gaan om die evangelie te gaan versprei nie, om te leer hoe om dit te doen want ek het nie heeltemal geweet hoe om dit te doen nie. En so toe besef ek, I don't need to go those places first I can come. En toe was ek heel convicted, ek wou baie graag na School of Fire toe gegaan het. Maar my jaar was nog nie op vir my kontrak nie, maar ek wou nou gegaan het. En so daar was baie gevoelings wat deur my kop gegaan het. En die eendag toe bid ons net, toe sê ons net, if this is the plan of the Lord, if this is really your plan, if this is really where you want to send me, then provide, because I know that you will be the perfect provider. En toe het alles net perfek uitgespeel. En toe sê ek nou hierdie jaar Junie, nee, ek dink dit was die 17de Junie, toe kom ek nou hiertoe, but God provide every single step of the way, and it was in my obedience, because when I was disobedient, when I was following my own plans, nothing worked out for me. Ek was 'n stikkende persoon, ek was die heeltyd hartseer, ek het hierdie kwaad gehad in my, en ek werk nou nog steeds met 'n kwaad, maar dit is nie daai kwaad nie. I've been delivered from that anger. Maar nou werk ek nou nog, want ek meen almal kan kwaad raak partykeer as jy kies nog partykeer om te leef in jou vlees. Maar God really saved me out of something that was broken en ek het niks gehad nie en ek het my eie idees gevolg en dit het nie uitgewerk nie. Maar hoe die Here net al daai goeders wat sleg was, het hy en kan hy vandag gebruik vir die goed van ons. En so ek wil net sê die Here kan jou help. Al het jy hom een keer geken en jy het weggestap, he is still waiting for you. The time is not over. There is time left. Maar daar is nie baie tyd oor nie. So kom terug na Jesus toe. Kom terug na jou eerste liefde toe, want hy kan jou help. Hy kan jou red en hy is lief vir jou. So thank you guys. Jesus like jou. Bye. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sing toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak.
baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.